Goeiedag en baie welkom by hierdie tyd waar ons saam stil word. Ons is opgewonde om te hoor wat die Here vir ons lewe in store het en die lewe waarna hy ons uitnooi. Ek onthou hoe my oupa Marits altyd gesê het: gee met 'n oop hart en jy sal nooit leeg wees nie. Hy het daarvan gehou om ons gedurig te bederf met gee dinge. Hy was veral lief om 'n wat lemoen te gaan koop en dan saam met ons die wat lemoen oop te sny en die lekker sappige rooi stukkies vir ons te gee om saam met hom te kan eet en daarin te kan smil. En wanneer hy gedink het, ons het genoeg gehad, wat ons natuurlik nooit gevoel of gedink het nie, het hy van die wat lemoen stukkies in 'n bakkie toegemaak en in die yskas gaan bære. Daardie aand kon ons weer saam eet daarvan. Maar toe nie ons en hy nie. Pappa, mamma en ouma Marits, hulle was almal om die tafel. Ons kon almal saam aan hierdie heerlike wat lemoen geniet, terwyl ons om die tafel ook lekker kuier. Net toe ek so klein was, het ek nie heeltemal verstaan hoe hierdie tipe dinge in ons lewe werk nie. As jy iets weggee, dan het jy volgens my mos nou minder gehad. Maar hy het altyd gesê, jy dalk minder in jou hande, maar jou hart word voller. En die aande om die tafel was ons harte vol, en veral sy hart. Vandag maak dit vir my baie, baie sin. En net soos oupa Marits ons geleer het een van Jesus se getroue volgelinge, Paulus, ook sulke stukkies goud vir 'n jong gemeenteleier Timoteus gegee. Waardevolle riglyne vir hom en sy gemeente. Paulus gee hom riglyne om die rykes, die wat wel was in sy tyd, aan te moedig na 'n manier van lewe. Kom ek lees dit vir ons. Laat hulle goed doen, ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam, sodat hulle vir hulle self 'n skat weglê en die ewige lewe kan verwerf. En daardie laaste woorde het my nog altyd diep getref, sodat hulle vir hulle self 'n skat weglê en die ewige lewe kan verwerf. Nou, dis 'n groot uitnodiging. Een ding is hier duidelik, Paulus sê nie jy mag nie ryk wees nie. Hy sê, gebruik wat jy het tot seën. Dis nie die grootte van jou beursie wat saak maak nie. Dis nie wat jy voel, wat joune is nie, wat belangrik is nie. Dis hoe oop jou hart is. Dis wat saak maak. Dis hoe oop jy is om te gee van dit wat jy het. Ja, dis wat tel. Jesus het dit treffend uitgeleef. Hy het homself uitgedeel. Sy tyd, sy aandag, sy liefde. Onthou jy daardie dag toe die mense wat na hom kom luister het honger was? Maar al wat beskikbaar was 5 brode en 2 visse. Hier kom 'n kind met sy kos. Dis sy kos. Sy moeder het dit vir hom ingepak. En hy gee dit. Dis al wat hy gehad het. En toe hy dit vir Jesus gegee het, het Jesus dit geseën en die disippels het dit begin uitdeel aan almal daar. Nou, ons ken die storie se uiteinde. Ons weet hoe dit geëindig het. Ja, hierdie wonderwerk. Daar was meer as genoeg vir almal en dan nog oorgebly ook. Dit is so. Ons dink soms ons het te min. Te min tyd, te min energie, te min geld. Maar Jesus se manier van lewe, ja, hoe hy dinge gedoen het, hoe hy dit gesien het, dit wys vir ons so baie. As jy uit liefde gee van dit wat jy het, dan kom God op 'n wonderbaarlike manier en hy vermenigvuldig dit. Ek het 'n baie goeie vriend wat besluit het om tydens COVID elke week 2 brode te koop. Een was vir homself en die ander een het hy dan vir iemand anders gegee, iemand wat dit nodig gehad het. En die persoon vir wie hy het gegee het baie spesifiek geword. Dis al wat hy gedoen het, elke week 'n brood. En oor 'n tyd het daardie eenvoudige daad 'n vriendskap begin. Diep gesprekke het deel van hulle lewe geword. Op die lang manier het dit 'n gemeenskap begin verander. Die persoon wat die brood ontvang het, het na COVID weer sy voete finansiëel gevind en mense wat in nood was, begin help. Hy het ook sekere van sy goed of het hy partykeer van dit weggegee of hy 2 gekoop om iemand een te gee. Ja, soos ek sê, partykeer het hy die helfte van wat hy het juis vir iemand anders gegee. Vir hom 'n persoonlike beginsel besluit.
En in die proses nie net nuwe mense ontmoet nie, maar self net van hulle diep vriende geword. Die ware vrygewigheid wat Jesus kom leef het, begin hier in my beursie nie. Dit begin in my hart. As ek regtig kan glo dat ek veilig is in God, dat ek genoeg het, of dan genoeg sal hê wanneer die tyd kom, dan raak ek vry om te kan gee. Ja, vry om te kan gee, sonder vrees. Vrees vir hoe dit my dalk negatief kan raak wanneer ek dit doen. Dit is so 'n sonder verwagting gee. Geen waarborg dat ek weer iets daarvoor gaan terugkry nie. Hoe sal dit wees as ons nie die manier van leef inoefen? Ja, en sommer begin oefen. Iewers moet ons begin. Ja, sommer vandag nog. Vra vir die Here om jou oë oop te maak vir een praktiese manier waarop jy vandag kan gee. Ietsie kan gee. Miskien is dit 'n glimlag, 'n boodskap, dalk 'n paar minute van jou tyd. Of dalk een van die etes opdeel in 2 en die een helfte vir 'n persoon gee wat juis vir kos vra. Te gee. Die bedelaar, die een langs die straat, by die verkeerslig. En gee dit bewuslik. En sê dan, dankie Here, dat U my gee wat ek nodig het, sodat ek ook kan gee vir die wat nodig het. Kom ons praat met die Here. Liefdevolle God, alles wat ek het, ja, alles wat ons het, dit kom van U. U hou niks terug nie. U het U self aan ons gegee in Jesus, U Seun. Help ons om met hierdie oop harte te leef, harte wat vrymoedig en vrylik gee. Help ons om meer en meer te ontdek hoe dit lyk om te gee sonder om te vrees oor die impak daarvan op ons eie lewe. Ja, om te leef met ons hande oop. Dankie dat ons kan weet, ons het van U ontvang, en omdat ons van U ontvang het, het ons alles. Amen. Die liefde van Christus help jou om jou hart vandag oop te maak, sodat jy vry kan leef. Nie vasgevang met dit wat jy het nie, maar vry om te gee, om goed te doen, om ryk te wees in goeie werke. Mag jy vandag beleef dat vrygewigheid nie vir jou 'n las is nie, maar 'n wonderlike geskenk van God self. Amen. Help me live my life openly, live my life expansively. All I am and have is because of you. Jesus, let your light